Ek wil graag met jou vanmôre praat oor 'n tema wat sê fokus op die toekoms. En dis iets wat ons baie goed doen is om nie te fokus op die toekoms nie, maar om die hele tyd te fokus op die verlede. Te fokus op dit wat gebeur het. En ek wil graag vanmôre met kort tyd vir jou sê, jy mis uit. Ek wil jou vandag aanmoedig om vir jou te sê, daar's baie meer vorentoe as wat daar agter is. En in my gesprekke het ek hierdie week ook opgetel met mense met wie ek gekuier het, is dat 'n mens se verlede speel so groot rol in hulle lewens. En dit speel ook in jou lewe ook. Want as jy terugkyk in die verlede in, dan sien jy die gebrokenheid, jy sien die stikkenheid, jy sien die seer. En baie van daardie gebrokenheid en stikkenheid het jy dalk self veroorsaak. Dit was as gevolg van jou eie toedoen, dat jy dit beleef het en dat dit gebeur het. Maar baie keer is dit ook as gevolg van ander mense se optredes teenoor jou. Wat hulle dalk vir jou gesê het of aan jou gedoen het. Dit hou jou vas. En dit beroof jou om te wees wat God vir jou bestem het om te kan beleef en te kry. En ek gaan nou nie die hele gedeelte met jou lees nie, maar een vers in Genesis 17 is dit waar Lot en sy vrou vlug. En die Here gee hulle die opdrag, moenie terugkyk nie. Moenie terugkyk na Sodom en Gomorra nie, kyk voor jou en gaan. En dan sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie. En wat doen Lot se vrou? Nuuskierig. Sy kyk om. En sy het in 'n soutpilaar verander. Ook die Hebreërskrywer sê vir ons, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oë gefestig op Jesus. Wat sê hy dan? Die begin en die volëinder van die geloof. Lot se vrou, Lot, sy gesin is op pad uit Sodom. God het hulle beveel, hulle moet vlug. Maar ook met die opdrag van, moenie omkyk nie. Miskien net so eentjie uit die stad uit, uit die dorp uit, kon sy nie meer nie, en sy draai terug, en sy verander in 'n soutpilaar. Jy sien, as jy wil vorentoe wil beweeg, moet jy nie terugkyk nie. As jy vorentoe wil beweeg en dit geniet wat die toekoms vir jou inhou, gaan jy moet losmaak wat agter jou is. Maar ek wil amper sê, dis verleidelik, jy wil agtertoe kyk. Dit is menslik om agtertoe te kyk. Jy sien man, om agtertoe te kyk, beteken ook dat hierdie goed is naby aan jou. Dit het gebeur, maar jy word vasgevang in die verlede. Jy hou vas dalk aan seer en aan ou wonde. Jy voel vasgevang en miskien vas aan skuldgevoelens of bitterheid. En dit belemmer jou om vorentoe te beweeg. Jesus sê die woord, hy sê, iemand wat die hand in die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dit is Jesus wat dit sê. Met ander woorde, jy kan nie aan jou verlede vas nie. As jy die hele tyd gaan terugkyk en jy is besig om te ploeg, dan gaan jy sien, jy gaan droog maak. Jy gaan jou merk verloor. En so sien ons dat dit 'n hartsaak is wat ek en jy moet aanspreek. Dalk was Lot se vrou se hart nog daar. Dalk wou sy nie, dalk gaan nie, weet nie. Weet jy wat is die rede nie? Dalk was haar hart nog daar gewees. Jy sien maar, die probleem is, dat wanneer ons begin en ons beweeg en ons begin met 'n nuwe begin of ons gaan in 'n nuwe seisoen in, is dit belangrik om vrede te maak met dit wat al gebeur het. Vrede te maak met die pyn en die seer wat plaasgevind het. Jy sien,
Want as jy dit nie doen nie, sal jy nie tot potensiaal kom nie. As jy dit nie doen nie, sal jy nie dit bereik wat die Here vir jou in stoor het nie. En wat baie keer gebeur is, dat mense maak foute, mense maak verkeerde keuses. Goeie mense, by uitstek fantastiese mense, maak foute, maak verkeerde keuses en besluite. En as dit nie reg hanteer word nie, sal dit hulle res van hulle lewe impakteer. Dit sal jou lewe dikteer. En jy sal agterkom, jy's net 'n produk, jy's maar net besig om te oorleef, want hierdie is soos 'n wolk, soos 'n skaduwee wat jy die hele tyd volg. En jy gaan agterkom dat dit vat baie uit jou uit, dit vat jou vrymoedigheid uit jou uit. Dit ontneem jou van geleentheid. En baie keer in kerk dalk voel ou, maar ek kan nie. Want ek doen nie so goed soos die ou langs my nie. Dit ontneem jou om te wees wat God jou gemaak het om te wees. Hy ontneem jou om vrymoedig te wees. En ons raak vas in daai omstandighede. En ons kan nie beweeg nie. Jesaja 43 sê hierdie mooi woord. Hy sê, moenie die dinge van vroeër onthou nie. Maar as hy sê, vergeet daarvan. Maak nou klaar daarmee. Hy gaan verder, hy sê, moenie bly stil staan by die dinge van die verlede nie. Hoekom? Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Hy sê, dit is al op pad. En so ook in ons eie lewens. Wat die woord vandag vir jou en vir my ook sê, moenie stil staan by die verlede nie. Moenie alles probeer onthou nie en die hele tyd teruggaan in jou gedagtes daarheen nie. Moenie bly stil staan by die dinge van die verlede nie. Hy sê, want as jy so gefokus is op die verlede en jou heeltyd herinner aan die foute en die seer, gaan jy nooit dit raak sien wat op pad is na jou toe nie. Want God is 'n God van genade. Hy is 'n God van liefde. Hy is 'n God van barmhartigheid. En hy wil hê jy moet aanbeweeg. Hy wil hê jy moet vorentoe gaan. Hy wil hê jy moet die nuutheid en die vars weer in die lewe ontdek. Hy wil graag hê jy moet weet dat as jy vir hom gesê het jy's jammer, het hy jou vergewe. Dis genade. Dis liefde. Dis barmhartigheid. Wat hy aan jou en aan my bewys. Kyk vorentoe. Kyk vorentoe. Daar's 'n toekoms. Daar's geleentheid. Daar's geleentheid om 'n sukses te maak. Daar's geleentheid om nie meer net te oorleef nie, maar om te leef. Daar's 'n geleentheid om jou los te maak en vry te kom en te leef soos wat God wil hê jy moet leef. Hy wil hê jy moet die moed hê. Hy wil hê jy moet die geloof hê. En hy wil ook hê jy moet die vrede ervaar dat hy teenwoordig in jou lewe is. En dis nie net in ons lewens nie. Daar's 'n klomp manne en vroue ook in die Bybel wat ook daarmee gesukkel het. Abraham, toe God sê, gaan uit jou land, het hy nie teruggekyk nie. Hy het in geloof gegaan sonder om te weet waarheen. Vir Rut, sy het gesê, jou volk is my volk, jou God is my God. En sy het nie teruggekeer na Moab nie. Paulus, ek vergeet wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Jesus self, hy het nie omgekyk nie. Hy het die kruis verduur vir die vreugde voor hom was. Wat is die sleutel? Die sleutel vir my en vir jou is, fokus op die toekoms en nie op die verlede nie. Ek wil afsluit vanmôre.
En ons gaan nou ook die nagmaal bedien. En dit is waar die nagmaal inkom, wat vir my en vir jou vertel van Jesus Christus, wat vir ons sondes, ons ongeregtighede kom sterf het. En ek glo met my hele hart dat hy die begeerte om jou in 'n nuwe rigting in te stuur. En daardie rigting is vorentoe. Jy die verlede sal los, dat jy nie sal omkyk na jou sondes nie. Jesus het dit klaar betaal. Om nie om te kyk en al die mislukkings in jou lewe raak te sien nie. Hy gee jou elke dag 'n nuwe dag, ek wil sê 'n vars dag, 'n dag van genade. Jesaja 43 sê, ek maak iets nuuts. Ek sal 'n pad maak deur die woestyn en riviere droë land. Ek en jy is in goeie hande. Soos ek nou gebid het. Ons is in die beste hande. Daardie bolletjie klei wat jou en my lewe verteenwoordig, kan nie val nie. Hy sal nie val nie. Want die Here het daardie klei veilig in sy hand. En my begeerte is dat jy vandag hier sal uitstap. En dit wat gebeur het en dit wat verby is, dat jy dit sal los. En dat jy in die oorwinning sal leef in die genade wat die Here vir my en vir jou kom gee het. En dan hou mense dit dalk teen jou. Dat jy daai vryheid sal beleef, maar dis God wat my aansien gee. Dis nie mense wat my aansien gee nie. Maar daai vryheid om te kan leef as 'n skoon, gewaste kind van God. Iets wat die vyand goed doen. En dit is hy herinner my en jou aan ons verlede. En as hy jou en my kan kry dat ons nie in vrymoedigheid leef nie, dan het hy gewen. Toe sê iemand dit mooi. As hy jou herinner aan die verlede, herinner hom bietjie aan sy toekoms. Maar God sê vanmôre vir jou en vir my, ek het jou lief. En daar's niks wat my van hierdie liefde van jou kan skei nie. Want hier is die prys wat ek vir jou betaal het. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën terwyl jy vorentoe kyk. Met jou oë gefestig op Christus, die begin volleinder van jou geloof. Mag hy jou dra deur elke dag, jou vul met geloof, moed en vrede en jou help om elke las ligter agter te laat. Mag sy liefde jou omvou, sy genade jou versterk en sy teenwoordigheid jou lei op die pad wat voorlê. Amen.